Julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. As jou regteroog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg. Want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. Of as jou regterhand jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou af weg. Want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel beland. Daar is gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet aan haar skeibrief gee. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor oorspel, maak dat sy egbreek pleeg. En iemand wat met 'n geskeide vrou trou, pleeg ook egbreek. Ons is in Jesus Stories deel 81. En ons praat oor Jesus. Sy wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. En hoe leer ons iemand ken? Deur te kyk na wat hulle sê en wat hulle gedoen het. Bo enige iets in jou lewe, bo waar jy werk, met wie jy trou, wat jy moet koop, waar jy moet bly, is dit belangriker om God te ken. En nie voor jy om God ken, moet jy eers vra, wat wil die Here met my lewe doen nie? Die eerste vraag moet wees, ken ek hom? En as jy hom nog nie ken nie, help dit nie eers jy vra, wat is God se doel met my lewe nie? Hy wil hê jy moet hom ken, heel eerste. En wat het Jesus gesê en wat het hy gedoen? Hy het net gesê wat sy Vader gesê het en hy het net gedoen wat sy Vader gedoen het. En dis hoekom hy op die aardbol was, om ons voor te stel aan God die Vader. Het ek hierdie gedeelte deurwerk en ek lees dit, is al 'n paar lesse, daar's 'n paar praktiese goed wat ons vanoggend gaan hoor uit wat Jesus hier uitgesê het, maar die een ding wat spesifiek vir my uitgestaan het, was hierdie een, en ons dink nie altyd aan hierdie nie. Jou selfsug het 'n groot effek op die mense die naaste aan jou. Ons almal word gebore selfsugtig. Ek het dit nou al 'n paar keer gesê, jou eerste woorde voor mamma en pappa was myne en self. Want ons word selfsugtig gebore, dis deel van jou sondige natuur. En die dag as die Here jou red, dan kom jy agter hoe ernstig, vyhandig dit is om selfsugtig te wees. Die eerste plek waar jy dit raak sien is in jou eie lewe. Jy raak bewus van hoe selfsugtig jy is. En ons sterf dit nie oornag af nie, soos ons 'n pad saam met die Here stap, lei hy ons na 'n pad toe waar ons al hoe meer begin dien, waar ons al hoe meer onsself neerlê, waar ons al hoe minder aan onsself sig vashou, maar tog kom ons selfsug nog steeds na vore. Baie van ons sit vanoggend hier en jy het jou selfsugtige gebruikie wat jy in jou lewe toepas, jou gewoontetjie wat jy in jou lewe toepas. Miskien weet niemand eers daarvan nie. En ons besef nie altyd dat dit 'n effek op die mense die naaste aan ons nie. Dis soos wanneer jy in die tuin gewerk het en jy kom in die huis en jy is vol modder en jy roep jou kind, jy sê kom gee my 'n drukkie. Nee, sies. Jy gaan hulle ook vuil maak. Dis 'n ander manier om dit ook te sê, jou onverantwoordelikheid het nie ooit net 'n effek op jou nie. Dit het 'n effek op al die mense om jou. En dis wat Jesus onder andere in vanoggend se storie sê. Dit het 'n effek op die mense om jou. As jy net dink aan jou ouers. Want baie van ons het stories van ons ouers. En ons ouers het ook foute gemaak. Dink net vir 'n oomblik gaan jou ouers. Wat 'n selfsugtige ding het hulle gedoen wat 'n effek op jou gehad het? Wat 'n onverantwoordelike ding wat hulle gedoen het, het 'n effek op jou gehad? Het jy al ooit gaan sit en dink, wat het ek gedoen al, wat 'n effek gehad het op die mense om my, die naaste mense om my? Hoe affekteer dit hulle? Ons is mos geneig nou om vir ons ma's en pa's te sê. Ons kinders word ons nou gehoor ook. Ons word nou mos nie net meer gesien nie. Ons het ons nou besluit in die wêreld waarin ons vandag leef, maak ons nou ons stemme dik. En dan sê ons nou vir ons ouers, hoor jy, hierdie wat julle gedoen het, het hierdie skade op my gelos. Van ons sit vandag hier met wonde as gevolg van iemand anders se selfsugtigheid. Van ons sit vandag hier met trauma as gevolg van dit. En jy het presies dieselfde effek op mense om jou. As jy nie bewus is daarvan eers nie. As jy nie gered is nie, gee nie eers om dat dit 'n effek op iemand om jou het nie. Jy gaan net aan jy doen wat jy wil doen, soos jy dit wil doen, wanneer jy dit wil doen. So is nogal 'n belangrike konsep wat Jesus hierso sê, die opskrif van vandag se gedeelte wat Jesus oor praat is keisheid en egskeiding. Nou, ek moet eers 'n bietjie vinnig konteks gee vir die van julle wat nie hier was toe ons nou al hiermee begin het nie. Ons is in Jesus se bergpredikasie. Dis waar Matteus gegaan het en hy het al die goed wat Jesus oor en oor en oor in meeste van sy preke gesê het hy gevat en hy het in een preek ingedruk. En jy kan daai een preek gaan lees in Matteus 5, 6 en 7. So hierdie was nie noodwendig een preek wat Jesus op een slag gepreek het nie, dit was al sy bestes in een storie.
So jy kan dit gaan lees en ons werk het stukkie vir stukkie deur en ons leer verskillende goed wat Jesus hierso sê en wat Jesus sê ons moet doen. En hierdie spesifieke ene het Jesus begin deur te sê, ons kon nie die hele ding in een preek behandel nie, hy begin deur te sê, ek het nie gekom om die wet en die profete van die Ou Testament ongeldig te maak nie, maar om dit tot volle betekenis te laat kom. Wat beteken, dis van toepassing. Die wet het 'n doel. Daar's baie mense wat vandag dink, nee, die Ou Testament is verby, daai wet is weggegooi, ek hoef niks myself daaraan te steur nie. Daar was 'n doel agter dit. God het dit nie sommer net gegee nie, dit is nie sommer net onvergeet nie, dit het tot volle betekenis gekom deur Jesus Christus. En hoe het hy dit gedoen? Hy het vir ons kom sê hoe. Hy het kom leef en aan elke wet homself onderdanig gestel en was gehoorsaam daaraan, want dis die standaard van God. Dis wie God is. So die wet vir my en jou is vir ons gegee om vir ons te wys hoe heilig is God. En ons moet daaraan voldoen as ons deel van God wil wees. En dis die tweede gedeelte wat die wet dan doen is, hy wys vir ons hoe sondig ons is. En hoe ernstig ons verlossing nodig het. En Jesus het gekom, sodat hy die hele wet kon uitleef, 100% dit doen, om gelyk te wees aan God, sy Vader. En dan was hy die enigste een wat gekwalifiseer het om namens ons te gaan en ons pak sla en ons dood te sterf wat ons verdien het, omdat ons nie aan daai wet voldoen het nie. Jesus het gesê, ek sal dit vat namens hulle, en ek kan dit namens hulle vat, want ek het dit nie geoortree nie. Ek is die perfekte offer vir die mens. So hy het die wet tot volle betekenis laat kom. En toe het ek nog vir julle verduidelik met die 10 gebooie, hoe het hy dit gedoen? En toe net daarna, toe begin hy nou praktiese voorbeelde gebruik oor wat hy bedoel met die feit dat hy dit tot volle betekenis gebruik. Hy het gesê, as jy moord pleeg of jy is kwaad vir jou broer, is dieselfde ding. Jy verdien dieselfde straf. En wat Jesus daarmee gesê het is, die wet is baie keer iets wat jy in die buitekant doen wat almal kan sien. Jy pleeg nie moord nie en jy eer jou vader en jou moeder en jy hou God is die nommer 1 in jou lewe. Dis altyd goed wat jy in die buitekant wat mense kan sien, maar Jesus se punt met dit is, jy moet innerlik ook rein wees. As jy in die buitekant die moord pleeg, maar in die binnekant haat in jou hart dra en woede in jou hart dra, is dit net so goed soos moord pleeg. En Jesus se punt daarmee is jy kort 'n verlosser. Wat Jesus ook doen is hy lig die standaard. Jy moet nie net moord pleeg nie, jy moet ook eers kwaad wees in die binnekant nie. Hy lig die standaard. So Jesus sê die wet is daar vir 'n rede gewees. Dit leer ons wie is God, dit leer vir ons wat is heilig en dit leer vir jou hoe sondig is jy en hoe ernstig het jy 'n verlosser nodig. En vandag gaan hy aan. Hy gaan vandag aan met hierdie gedeelte en hy gaan nou nog 'n voorbeeld gebruik om vir ons hierdie konsep te verduidelik. Net nog 'n stukkie wat ek eers as agtergrond wil gee. Hierdie spesifieke gedeelte het Jesus met die Fariseërs en die skrifgeleerdes gepraat. Dit was God se verteenwoordiger op die aarde voordat Jesus opgedaag het, die Joodse leiers. En hulle het die wet so goed as moontlik gevolg. Definitief beter as wat enige ou dit vandag volg. Hulle het 3 keer 'n week gevas, hulle het Sabbat gehou van 6:00 Vrydag aand tot 6:00 Saterdag aand. Hulle het gegee, hulle het in die strate geloop en bid. Hulle was werklik aan die buitekant baie wetsgetrou. En hulle het gedink dit maak dat hulle 'n plek by God verdien. Hulle het inteendeel gedink hulle is baie naby en perfek, as hulle nie perfek is nie. Hulle het geglo hulle kan hulle self in die hemel inwerk deur al hierdie goed te doen. En Jesus is ook besig om met hulle te praat en vir hulle te sê, luister, jy is so vuil soos elke ander ou daar buite. Want jy sorg dat jy in die buitekant mooi lyk, maar in die binnekant is jy vuil. Jy's 'n wit gepleisterde graf, aan die bokant is jy mooi, binne stink jy. So hy praat ook met hulle, spesifiek met hulle in hierdie konteks. So, en hy val weg en hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie. Dis die 7de gebod van die 10 gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, Eksodus 20 vers 14. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Nou, wat beteken dit om eg te breek? Nou, vandag is dit nie noodwendig iets wat almal altyd verstaan nie. As 2 mense voor die kansel gaan staan en hulle trou, die idee wat ons in ons kop het, is 2 mense lê 'n belofte af van mekaar, deur siekte en gesondheid vir die res van my lewe, is jy myne, gaan ek by jou bly. En dis wat meeste mense dink, dis 'n belofte tussen 2 mense. Dis nie net wat trou is nie, dis nie wat huwelik is nie. Die konsep van huwelik, 1 man en 1 vrou, solank as wat jy asem in jou longe het, kom van God af. Selfs mense wat vandag nie in God glo nie, nie eers Christene is nie, volg hierdie resep van 'n seremonie, gaan staan voor.
lê 'n belofte teenoor mekaar af, en dit kom uit die Bybel uit. Dis nie deur die wêreld, dis nie deur 'n mens uitgedink nie. Die konsep huwelik kom nie van 'n mens af nie. God het dit ingestel. En selfs mense wat niks met die Here te doen het nie, nooit kerk toe gaan nie, nie eens 'n Christen is nie, doen nog steeds daai seremonie. Dis eintlik ironies, as jy so daaraan dink. En wat was God se doel daarmee? Daar's 'n paar goed wat gebeur as jy voor 'n kansel staan. Die eerste ding wat jy doen is jy onderwerp jouself aan God se orde van hoe dit veronderstel is om te werk. Soos hy gesê het dit moet gewerk. En hy voeg julle letterlik by mekaar. Nee, ek het haar gekies. O nee, hy het natuurlik nêrens 'n touwtjie getrek en jy het op 'n ongeluk raak geloop in die steurs. Nee, of in die klub of in die koffieshop of so hy was nooit te beheer nie. Jy gee hom nie die krediet nie. Hy bring ons by mekaar. Hy maak ons vir mekaar. Hy het ons man en vrou gemaak. En baie keer dink ons is in beheer, maar hy's al die tyd in beheer gewees. Hy bring mense by mekaar. En dan gaan staan ons voor hom en ons tree in die huwelik op sy standaard. Ons vra hom om ons getuie te wees. Dis wat ons doen, dis wat ons simbolies doen. Ons vra hom om ons getuie te wees, ons regter te wees en die fondasie vir ons huwelik van hier af vorentoe. Wat beteken, ek vra hom om my verwysingspunt te wees, sodat ek my lewensmaat so lief kan hê soos wat hy my het, sodat ek vir my lewensmaat soveel verdraagsaamheid kan wys as wat God vir my wys, sodat ek vir my lewensmaat soveel genade kan wys soos wat God vir my wys. So jy tree in 'n verbond in wat deur God gestig is, en jy vra hom om dit te seën en dit te seël, en om die fondasie daarvan te wees. Dis wat jy doen as jy voor die kansel staan. En dis hoekom Jesus in sy eie woorde gesê het, in Matteus 19 vers 6, wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Want hy voeg jou daar by mekaar. Want is iets wat God doen. Tweedens, is dit 'n belofte tussen twee mense. Gebaseer op jou verhouding met die Here, gaan julle nou mekaar lief hê. So in 'n huwelik is 'n man sy eerste fokus sy verhouding met die Here en 'n vrou sy eerste fokus op verhouding met die Here, en uit jou liefde uit en uit jou verhouding uit met die Here het julle mekaar lief. Dis jou verwysingspunt. Eerste belofte voor God, belofte vir God, belofte teenoor mekaar, tweedens. En laastens, die getuies is ook daar vir 'n rede. Dis nie net daar om die kos op te eet en saam te kuier en te party nie. Die getuies is daar, jy doen dit voor getuies, want dis die mense wat jou gaan help as jy moeilik trek. En soos almal wat weet, wat nou al getroud is vir 'n rukkie, jy trek moeilik. Een of ander tyd gaan sy vir jou skeef kyk. Dis nooit die man se skuld nie. Of een of ander tyd gaan jy ongelukkig wees met jou vrou. Jy gaan moeilik trek en jou getuies is daar om jou verantwoordbaar te hou. Sê ek was by jou troue. Jy kan met vrymoedigheid 'n vriend of 'n vriendin bel by wie se troue jy was. Of 'n boetie of 'n sussie of 'n niggie of 'n neefie en op die foon klim en sê, hoor ek het gehoor julle trek swaar. Ek was daar. Ek was daar as 'n getuie van wat jy gedoen het by daai kansel. Kan ek jou help? So iets wat ek vir jou kan doen. Kan ek luister? Kan ek 'n oor wees? Weet ek bid vir jou. Dis gewoonlik nie hoe dit gaan nie, nê. So meer skinder, ja, ek het dit geweet. Nee, ek het dit voor die tyd geweet. Dit is eintlik 'n getuie gewees van wat God gedoen het. En ons is veronderstel om mekaar verantwoordbaar te hou. Dis alles wat by 'n troue gebeur. Dis eg. As jy nie eg tree, is dit wat gebeur. En die 7de gebod sê, jy mag dit nie breek nie. Jy mag nie wat God saamgevoeg het, breek nie. Julle het gehoor, jy mag nie. Nou wat jy moet weet van hierdie Jode, die Jode kon meer as een vrou gehad het. Hierdie reël was nie so seer as 'n man hierdie reël gelees het. Vandag as 'n man hierdie reël lees, is dit anders as daai tyd se mans. Vandag se man sê, hierdie is nogal moeilik. Daai tyd se man sou gesê het, dis eintlik nie van ons, eintlik nie op toepassing van ons, dis eintlik nie van toepassing op ons nie, want ons kon meer as een vrou gehad het. Soos ek nog 'n vrou gelike het ek nog 'n vrou gevat. Vrouens het nie regte gehad nie, vrouens was besittings. Ons kan nie eers vandag onsself in daai kultuur of manier van dink nie. Dit maak net nie eers vir ons sin nie. Daar is nie 'n plek vir dit nie.
So, hierdie reël was meer vir vrouens. Dis hoekom daar 'n vrou wat in oorspel betrap was tot by Jesus gesleep is en gesê het, wat sê jy moet ons met haar doen? Moet ons haar stenig? Want dis nou tipies wat ons sou doen. So hierdie reël was meer op die vrouens van toepassing as op die mans in hierdie konteks, maar wat Jesus besig is om te doen is, hy is besig om die mans uit te haal met hierdie reël. En ons gaan dit nou sien. Jy mag nie egbreek pleeg nie, sê Jesus vir hulle. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer het, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Nou, egbreek is was vir 'n man of 'n vrou wat in 'n huwelik was, om saam met 'n ander man of 'n vrou buite hulle huwelik te slaap. 'n Liefdesverhoudings aan te knoop. Dis wat egbreek was. En Jesus sê, ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, so hy praat nou met die mans. En hierdie was vreemd vir hulle gewees. Wat nou 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Nou, dieselfde geld vandag vir vrouens, maar hierdie was spesifiek wat Jesus wou teweeg bring by die Joodse mans, wat so die heeltyd skuiwergate, noem dit in Engels loopholes gesoek het, om uit huwelike uit te klim. Want as jy in 'n huwelik was jy verantwoordelik om na daai vrou te kyk. Sy het aan jou behoort, en jy moes na haar kyk. En hulle het probeer om dit weg te skuif, want naderhand het hulle te veel vrouens, en hulle het hulle te veel gekos om te onderhou, en so hulle het probeer om haar van ontslae te raak. En ek kyk hierdie so, en ek dink so, toe ek hierdie lees, dan dink ek, ek wonder hoe gaan ek hierdie vanoggend verduidelik? Jy like dan vir my lekker. As jy net op sosiale media kyk, en daar staan 'n ou met 'n boerboel, en kyk hoe droel die vrouens in die comments, en dink ek, ek wonder of daai egbreek is. Het julle al hierdie gesien? Jesus se punt is, ons is almal skuldig. Ons het almal moeilikheid, as dit die waarheid is. Ons is almal onrein. Ons het almal redding nodig. Julle dink dit gaan net oor die buitekant, dit gaan oor die binnekant. Jy moet besef hoe ernstig jou selfsug of jou selfbevrediging of my sondige natuur is. Want dis die grootste vyand in jou lewe. Daar sê iemand, nee, sy het my verlei. En jy het gekyk. Dis die probleem. Elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg, en hy roer die Joodse leiers op hierdie stadium. Jy wil uit jou selfsugtige natuur, uit jouself bevredig. En jy weet dit in jou binnekant, maar jy gaan dit in jou buitekant nie wys nie, met ander woorde. En dan gaan Jesus en hy gebruik hierdie verskriklike ding wat hy sê, as jou regter oog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg, want dit is vir jou beter, dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. En Jesus gebruik wat ons noem 'n hiperbool hierso. Hy sê nie, jy moet jouself letterlik vermink nie. Hiperbool is, ek het nou al 700 keer vir jou gesê, jy het nog steeds nie gehoor nie. Het jy regtig het 700 keer gesê? Dis 'n hiperbool. So Jesus gebruik oordrewende taal, om juis 'n punt te maak van hoe ernstig hierdie is. Dis so goed soos, ruk jou oog uit en gooi hom, laat hy trek. So Jesus sê, hardloop weg van daai dinge wat jou onrein maak, so vinnig en so magtig as wat jy kan. Kom weg, sit maatreëls in plek, baie prakties. As jou selfoon 'n probleem in jou lewe is, dat jy te lank tyd op die toilet spandeer, los hom op die sitkamertafel voordat jy 'n draai loop. Byvoorbeeld, kan ek dit so sê? Ons kan nog sulke voorbeelde uitdink. Daar's baie sulke voorbeelde. Want wat gaan gebeur as jy hierdie onreinheid in jou lewe net ignoreer? Want dit is in die binnekant, niemand sien dit nie. Niemand weet daarvan nie. Jy nooi letterlik hel in jou lewe in. En dis nie noodwendig net vir eendag nie, dis nou. As jy weer sien,
het jy ingegee vir versoeking? En het jy 'n buiteegtelike verhouding? En deel jy met goed wat jy nie weet hoe om dit te hanteer nie, weet nie waantoe om dit te gaan nie, jy het hel in jou lewe ingenooi, fisies hier en nou. Jy kan nie net sonde en goed wat gedagtes en goed in jou lewe net ignoreer nie. Praat daaroor, soek hulp daarvoor, wees drasties in jou stappe. Drasties, sê Jesus. Dis baie prakties, dis baie goeie advies hierdie. Hardloop. Of as jou regterhand jy laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou af weg. Maar is vir jou beter dat net een van jou ledemaat verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel beland. En Jesus se punt bly dieselfde. Is jy oortuig daarvan dat jy het verlossing nodig? Dis die vraag wat jy vanoggend moet vra vir jouself. En hoe ernstig het jy dit nodig? Want jy gaan nie iemand anders die skuld kan gee vir die moeilikheid as gevolg van die gemors wat jy net geïgnoreer het nie. Jy gaan nie kan gaan en sê, maar daai persoon het dit gedoen en daai persoon, want jy moet dood eerlik met jouself wees, en dis 'n baie moeilike proses, ons het dit nou al laasweek gesien, dis vir ons nogal die moeilikste ding in ons lewe, om eerlik met onsself te wees oor hierdie tipe van goed. En toe sê Jesus hierdie woorde, daar is gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet aan haar 'n skeibrief gee, en hier verwys Jesus spesifiek na Deuteronomium 24 vers 1, dis nogal 'n interessante gedeelte hier, en jy moet die konteks verstaan voordat jy hierdie gaan verstaan. Deuteronomium 24 vers 1 sê, wanneer 'n man met 'n vrou trou, kan dit gebeur dat hy haar nie meer liefhet nie. O, is dit? En omdat hy haar nie meer liefhet nie, omdat sy iets onbetaamliks gedoen het, of aan haar vind, mag hy vir haar 'n skeibrief gee. Nou daar's 'n rede hoekom God Moses toegelaat het om hierdie reël vir die volk van Israel te gee. So voordat jy nou vanoggend hierso uitstap en vir jou man of jou vrou gaan sê, ek het rede om jou te skei, want jy het iets onbetaamliks aangevang. Byt vir my vas, dis nie wat daar staan nie. Okay. Onbetaamliks. Wat die Joodse leiers gedoen het, wat nou die wet so ernstig gevolg het, hulle het hierdie reël gaan vat in die Ou Testament wat Moses vir die volk gegee het, en hulle het letterlik die loopholes daarin gaan vind, en dan het hulle skeibriewe uitgedeel vir die vrouens wat hulle nie meer wou gehad het nie. En iets onbetaamliks was tipies iets soos sy die kos gebrand, of haar kos is oor die algemeen sleg, of sy te vinnig in die ronde gedraai met haar rok, en toe wys haar enkels, wat teen die wet was. En dan gee ek vir haar skeibriefie. Dit is wat hulle gedoen het. Hulle het die loopholes gaan vind om ontslae te raak van hierdie vrouens. En wat ons nie altyd verstaan nie, is vandag is dit mos nou glad nie 'n slegte ding om geskei te wees nie. In daai tyd was dit 'n verskriklike swaard oor jou kop. Dit het nie bestaan nie. Jy was letterlik 'n uitgeworpene, uitgeskuifde persoon. En wat gebeur het, is hierdie mans het hierdie vrouens begin mishandel, as hulle nie meer wou gehad het nie. Verbaal mishandel, fisies mishandel, op elke denkbare manier mishandel. En God het gesê, Moses, laat hulle eerder vir die vrou 'n sertifikaat van egskeiding gee, wat hulle eer bewaar. En dan kan hulle weer in 'n huwelik tree met 'n volgende man. Dit was nie sy wat wou skei nie, dit was nie sy wat geskei het nie, dit was nie sy wat eg gebreek het nie. So hierdie skeibriefie het die vrou se eer bewaar, die vrou beskerm, sodat sy weer kon trou. En as 'n vrou nie so 'n brief gehad het nie, was sy uitgeskuif, was sy 'n uitgeworpene, soos die vrou by die put in Johannes 5. Wat al 5 mans gehad het, en die een was haar man nie. Sy het alleen gaan waterhaal, sy het nie eens vriendinne gehad nie. So God het deur Moses vir hulle 'n reël gegee, om die waardigheid te beskerm van die vrou. En die Joodse leiers het hierdie gesien as 'n get out of jail free kaartjie. Ek kan net vir haar 'n briefie gee, sy brand die kos. En Jesus sê, elkeen wat van sy vrou skei, moet aan haar 'n skeibrief gee, het julle gehoor. Julle het dit gehoor, daar is dit gesê, en dan sê hy die volgende woorde, maar ek sê vir julle,
elkeen wat van sy vrou skei behalwe oor oorspel. Nou hierso sien ons oorspel en daar sien ons egbreek, twee verskillende woorde, dis dieselfde ding. Die ou vertaling praat net van oorspel, die nuwe vertaling val tussen die twee woorde. Oorspel beteken, of egbreek beteken, jy het 'n buite-egtelike verhouding, 'n verhouding buite die een met wie jy getroud is. OK. So, hy sê, ek sê vir elkeen wat vir sy vrou skeibrief gee, behalwe oor oorspel, maak dat sy egbreek pleeg, en iemand wat met 'n geskeide vrou trou, pleeg ook egbreek. So, Jesus sê vir daai ouens, julle verbeel julle self, julle is heilig. En julle deel skeibriewe uit links, regs, vir geen ordentlike rede nie. Jy sal nie vir 'n vrou wat oorspel gepleeg het, in elk geval 'n skeibrief gee nie. 'n Joodse vrou nie. Hulle word gestenig. Jy gee nie vir hulle 'n skeibrief nie. As daar oorspel was van 'n man se kant af, dan was daar ondersoek ingestel, en as die man skuldig bevind is, dan is die man en die vrou met wie hy oorspel gepleeg is, albei gestenig. As 'n vrou dit gedoen het, stenig gelaat. So, daai vrouens het nie skeibriewe gekry nie. So Jesus sê, julle is nie veronderstel om skeibriewe uit te deel nie. Nooit nie. Dis nie veronderstel om te bestaan nie. En as jy dit sou doen, dan maak jy haar skuldig, en die man waarmee sy ooit trou, ook skuldig. Jou selfsugtigheid het 'n effek op die mense die naaste aan jou, met ander woorde. Jy maak almal skuldig, as gevolg van wie jy is. Dis die beginsel waarvan Jesus hierso praat. Jy maak almal onheilig. Dis die beginsel waarvan Jesus praat. Wat leer ons by Jesus in hierdie gedeelte? Die eerste ding is, innerlike reinheid is 'n vereiste by God. En om aan te hou, om te dink ek is okay, want ek doen die meeste van die tyd die verantwoordelike ding, maar in die tussentyd weet jy hoe selfsugtig jy is. Jy weet in die tussentyd, jy het 'n agenda, jy is besig met iets, jy dink meer aan jouself as aan enigiemand anders om, jy weet eintlik nie 'n saak met die Here nie, is tot jou eie nadeel. Jy dink ek is besig om myself te beskerm en ek is op 'n goeie plek en kyk net hoe goed gaan dit met my aan die buitekant. Jy kan jou binnekant ignoreer, God doen nie. En ons is geneig om dit te doen. Ons is geneig om ons binnekant te ignoreer, want dit is vir ons minder konfronterend. Dan hoef ek nie aan myself te werk nie, dan hoef ek nie te groei nie. Dis juist hoekom dit aan jou binnekant nie goed gaan nie, is dat jy kan groei en leer. En as jy dit ignoreer, gaan jy die vrug daarvan pluk. Dis 'n vereiste by God. Nommer 2, om weg te hardloop van sonde af, is om die hel te vermy, letterlik en figuurlik. Sit maatreëls in plek. Ek wil vandag vir die ouers sê, ouers, sit maatreëls in plek vir jou kinders. Moenie worry dat dit, veral as jy seuns het, en dit kom by die bestuur van hulle rekenaars en hulle selfone, en dogters, wat ook al dit mag wees, sit maatreëls in plek. Hulle kan jou haat vir dit. As my kind ooit eendag by my kom en hy sê, my pa het gesê ek mag nooit toilet toe gaan met 'n selfoon en 'n high five ek my vrou en sê ek, ons was goeie ouers. Ons was goeie ouers. Sit maatreëls in plek vir jou kinders. Terwyl jy nog kan, terwyl hulle by jou in die huis is, moenie bang wees dat hulle nie van jou hou nie. As jy 'n ouer is wat kinders wil hê wat van jou hou, want jy het nie die maatreëls in plek gesit nie, moet dan nie huil. As jy die vrug daarvan pluk later nie. En moenie vir hulle die skuld dan gee nie. Jy is die verantwoordelike persoon in die verhouding. Sit maatreëls in plek vir jou kinders, want dit hou die hel uit hulle lewe uit. Nommer 3, God se doel met die huwelik is lewenslank. Hierdie is 'n konsep wat ons vandag mee baie sukkel. En ek wil dit net vinnig hier op kommentaar lewer in die sin van, as God se doel met die huwelik lewenslank is, en jy dit nie reg gekry nie, dan was dit dalk moontlik dat dit nie 'n neerlê kompetisie was nie. Wat bedoel ek daarmee? Jesus het gesê in Efesiërs 5 vers 21, het hy gesê, hê mekaar lief soos ek julle lief gehad het. Op grond van sy groot ontferming, lê julle self vir mekaar neer soos hy homself vir jou neergelê het.
En wat gebeur in huwelike vandag is, ons fokus nie op die Here eerste nie. So, ons vat hom nie as ons verwysingspunt nie. Ons leer nie by hom hoe om mekaar te vergewe en te verdra en lankmoedig en geduldig met mekaar te wees nie. Ons is nie altyd oorweldig met hoe geduldig en verdraagsaam hy met ons is nie. En dan gee ons dit nie vir mekaar nie. Ons lê nie onsself die hele tyd vir mekaar neer nie, met ander woorde. En wanneer dit nie gebeur nie, dan skei ons. Dan kom ons op een of ander manier, dan kom ons op hierdie plek waar, nee, daar's net te veel verskille. Ons het uit mekaar uit gegroei. Ons het nie dieselfde belangstellings nie. Ons is eintlik opposites, of ons is eintlik dieselfde en ons moes opposites gewees het. Jy weet, ons al die redes. Dan kom ons op daai punt. Maar as God gesê het is vir altyd, en daai proses het gebeur waar jy hom gevra het om jou huwelik te seël, dan beteken dit daar's die potensiaal van die begin af gewees, dat dit die heerlikste plek in jou lewe kan wees. En jy het dit net nie beleef nie. As God sê die huwelik is ingestel en hy het dit ingestel lewenslank, beteken dit hy weet wat's beter vir jou as wat jy weet wat's beter vir jou. En ons kan foute maak en ons kan dit doen dat dit nie reg is nie. Ons kan met iemand trou wat nie die Here dien nie. En ons gaan hel op aarde beleef, want ons het nie die riglyn in die eerste plek gevolg dat hy gesê het, maak seker die trek altyd in dieselfde juk nie. Ons het nie die raad gevolg nie. Maar as ek die raad gevolg het en beide mense is oorgelewer om God te volg, te fokus op hoe lief hy hulle het en mekaar lief te hê soos hy hulle lief het, sê ek vandag vir jou, is dit waar jy graag wil wees. Dis waar jy wil leef. Jy sal nie wil enkellopend wees nie. Jy sal nie dit insien, dat as jy ooit hierdie lewensmaat moet verloor, moet jy voorbegin nie. Dit maak net nie dan sin nie. Hy het dit bedoel om pragtig te wees, om mooi te wees, om iets te wees wat ons vervuld los. My spanmaat, die een saam met wie ek die lewe doen, die een waar ek intimiteit beleef, ten volle aanvaar en ten volle geken word. Dis wat vir God die huwelik bedoel het. En hy het dit mooi gemaak. Dis die plek wat ons kan bereik. Jy sit dalk vanoggend hier, en jy sit daar nie, en jy sukkel daarmee, of dalk is jy alleen vanoggend hier, en jou man of jou vrou is nie vanoggend hier nie, jy wonder, is hierdie moontlik? Dis moontlik. Maar jy gaan dit nie regkry sonder die Here nie. Hy moet die verwysingspunt wees. Ek moet bereid wees om my innerlike konflik te konfronteer. Hy het dit gemaak om lewenslang te wees. En laastens, huwelik kan geëindig word op gronde van egbreek. En dis die enigste gronde waarop dit kan geëindig word. En daaroor wil ek ook iets sê. God haat egskeiding, want ons Bybel sê hy haat dit, maar hoekom het Jesus dan gesê ons kan dit eindig wanneer daar egbreek is? Die eenvoudige punt gaan oor God bly egskeiding haat, al was daar egbreek. Wat dit beteken is, ons het mekaar voorwaardelik lief. Daar bestaan nie so iets soos onvoorwaardelike liefde by 'n mens nie. Jy kan vir my vertel jy het jou kind onvoorwaardelik lief, want ons sê dit mos. Ons praat baie makliker as wat ons doen, maar jy sit tog vir jou kind riglyne voor. Jy gee tog vir jou kind reëls en jy moet of. Ons het almal mekaar voorwaardelik lief en daar's 'n punt wat ons nie verby kan beweeg nie. En elke verhouding in ons lewe is gebou op vertroue. Hoe ernstig ek jou kan vertrou. En vertroue kom van intimiteit af. Nou dis hoekom julle nie, kom ek verduidelik dit baie prakties, dis hoekom julle in die eerste plek getrou het. Julle het getrou want ons het met mekaar begin kuier. En jy het geluister as sy gepraat het en sy het geluister as jy gepraat het. En hoe meer ons gepraat het, hoe meer het ons mekaar se harte gehoor, hoe meer het ons saam gelag, hoe meer het ons mekaar verstaan, hoe meer het ons begin belangstel in mekaar se belangstellings en nader ons agterkom, ons wil hierdie doen vir die res van ons lewe. En verliefdheid was ook deel daarvan. Ek het 'n hartklop gehad en dis al wat jy nodig het om verlief te raak. En hier gaan ons. Ons is hierdie koppel. Weet jy wat het jy beleef? Jy het intimiteit beleef. Jy het beleef hoe kan jy met iemand praat, jou hele hart deel, hierdie persoon lag saam met jou, hierdie persoon verstaan jou. Dis intimiteit, om ten volle geken en verstaan te word. Dis emosionele intimiteit. En as gevolg daarvan, neem ons deel aan fisiese intimiteit. Ons gee onsself vir mekaar. Veronderstel om binne in die huwelik eers te gebeur, maar dis waar dit vandaan kom. En dan begin dit skeefloop. Dan begin ek om vra om brood en melk huise te bring en hy doen nie meer nie.
Hy luister net nie vir my, hy is altyd by die werk. Of sy is net altyd moody. En dan begin ons die vertroue breek. Dan begin sy meer tyd saam met haar ma spandeer, nê? Saam met haar vriendinne? Of dan begin hy meer jag? Of golf speel, visvang? As dit hy by die huis wil wees, hy hardloop weg. Dan begin die intimiteitskade lei, en dan begin die vertroue skade lei. En dan kom 'n punt waar vertroue soveel skade lei, dat daai verhouding net mishandelend raak. Ons breek mekaar net af as ons by mekaar is. En wanneer egbreek gebeur, is dit die groot vertrouensbreek, is die groot intimiteitsbreek. Hy kry intimiteit by iemand anders. Hy aanvaar my nie meer nie. Sy kry intimiteit by iemand anders. So vertroue breek totaal raan niks van dit oor is nie. En vertroue word opgebou deur tyd. Vergifnis gebeur in 'n oomblik, maar vertroue word opgebou oor tyd en daar's 'n kans dat jy vertroue so skade gelei het in 'n huwelik as gevolg van 'n derde party dat dit nooit weer kan opbou nie. Want ons het mekaar voorwaardelik lief, nie onvoorwaardelik nie. En as dit nie kan opbou nie, het Jesus gesê, in plaas van om mekaar te vernietig, skei in 'n egbreeksituasie. So, kan vertroue weer opgebou word? Ja, as albei gefokus bly op die Here. As albei sê, as albei met mekaar kom en die missie is om te versoen, ten spyte van 'n egbreek wat gebeur het. Die missie is om te versoen. Jy het agtergekom hoe droog jy gemaak het. Jy vra om verskoning, jy bely, jy volg die Here. Kan ons versoen? Ek het dit al gesien. Ek het al gesien dat mense versoen het na egbreek en hulle huwelik het sterker opgestaan en hulle is lewenslang saam. Dis baie beter. Dit verheerlik God nog steeds. God haat egskeiding. Maar indien dit nie die geval is nie, laat hy dit toe om te skei. Net soos wat hy dit in die Ou Testament toegelaat het om te skei. As dit mishandelend raak. So, my punt wat ek vanoggend wil maak is, as jy na hierdie storie luister, die goed wat Jesus ons leer is hardloop weg, ons. Kom, sit vir jouself die grenslyne neer. Ruk die oog uit, kap die hand af, met ander woorde, as ons hiperbool kan gebruik. Maak seker van jou reinheid. Maak seker God is deel van jou lewe. Laat jou onreinheid, jou innerlike onreinheid, jou jaag om verlossing te soek. En gaan vir dit, met alles in jou. Want wat jy gaan ontdek, gaan mooi wees. Wat jy gaan ontdek is, waar jy graag wil wees. Dis waartoe God jou lei. En onthou altyd, jou selfsug het 'n effek op die mense om jou. Vat verantwoordelikheid daarvoor. Vra die Here om jou te help, om jou te lei, sodat jy jouself sal neerlê soos hy homself vir jou neergelê het. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons loof en ons prys U vir hierdie woord. Dankie Jesus, dat U ons leer. Dankie dat ons vandag hierdie het, om nog steeds daarop te sit en konsentreer en te werk. Dankie dat dit ons kom verkoop en kom sterker maak, ons help om te groei. Mag ons almal in ons huwelike U heerlikheid beleef, Here. Mag ons beleef van die huwelik wat U dit gemaak het om te wees. Elke dag van ons lewe. Mag ons werklik intimiteit beleef, emosioneel, fisies, op elke liewe vlak, net soos U dit bedoel het. Kom bind ons saam, Here. Ek wil bid vir elke huwelik wat hier sit. Dalk is die huwelike wat moeilik trek. Heilige Gees, kom help hulle, kom bring wysheid en insig, kom bring vergifnis en verdraagsaamheid en geduld. Mag die vrug van die Gees manifesteer in elke huwelik wat dit nodig het. Mag ons huwelike U verheerlik, is my gebed. In die naam van Jesus. Amen.